Ons wêreld werk met ooreenkomste en kontrakte. Doen jou deel, dan kry jy jou beloning. Ongelukkig sluip daardie denkwyse maklik mense se geloof binne. Hulle begin dink, God se liefde is iets wat jy self moet onderhou. Paulus trek genadiglik 'n dik streep deur daardie idee. In Efesiërs 1 sê hy duidelik, in Christus is ons reeds verlos, vergewe en ingesluit in God se groot plan. Let op die taal, deur die bloed van sy seun is ons verlos. Hy sê nie, ons sal verlos wees as ons volhard nie, ook nie miskien as ons goed genoeg leef of mooi presteer nie. Dit is afgehandel. God werk nie met afbetalings nie. Die kruis was nie 'n deposito nie, dit was die volle betaling. Kyk gerus weer na wat Paulus skryf in Kolossense 2 vers 14. Hierdie waarheid verander hoe ons leef. As ek dink ek moet nog aanneming of my kunskap of my plek in die ewige lewe verdien, sal ek natuurlik uit vrees gehoorsaam. Maar as ek weet ek is reeds aangeneem, dan gehoorsaam ek die Here uit liefde. Romeine 5 vers 8 sê, God het sy liefde bewys toe Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God se seun het gekom voor ons bekering, nie eers daarna nie, nog voor die skepping, voor die grondlegging van die wêreld, Efesiërs 1 vers 4. Paulus wys ook dat ons deel is van iets groter as onsself. God se plan, skryf hy, is om alles onder Christus te verenig. Jou lewe is nie 'n losstaande projek nie. Dit is deel van God se kosmiese herstelplan. Hierdie wete gee betekenis aan selfs die gewone dae, ja selfs die moeilike dae. Die refrein in Efesiërs 1 vers 7 tot 12 is die frase tot lof van God se heerlikheid. God se seëninge is nie net vir ons gemak nie, maar vir sy eer. Dit beteken ons lewe word 'n getuienis, nie 'n poging of 'n projek nie. Ons wys nie hoe goed ons is nie, ons wys hoe goed God is. Vandag kan jy rus in hierdie waarheid. Jy werk nie na verlossing en aanneming toe nie. Jy werk nie na kunskap toe nie. Jy werk vanuit jou aanneming. Jy hoef nie God se arm te draai nie. Hy het jou reeds vasgehou. Onthou wat ons gister in vers 5 gehoor het. In sy liefde het God ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook voor die skepping al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat my redding en aanvaarding in Christus vasstaan. Dankie dat dit volgens u eie besluit en beskikking so is. Leer my deur u Gees om te leef uit dankbaarheid, nie uit vrees of uit eie werke nie. Amen.